Maar net soos jy daar sit, kom ons raak eers rustig voor die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefgehad het en ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir God sy Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. As julle gewonder het, waar kom dit uit? Dit kom uit die boek Efesiërs uit, so die laaste hoofstuk. Soos ek gesê het, Pinkster. Nou weet julle vier nie Pinkster nie, want as gevolg van die area waarin julle bly. Nou vanoggend soos 'n boodskap kom vanoggend uit my hart uit. My hart hoe ek voel, nie dat ek wou sê, dat die boodskap nie van die Here afkom nie, maar vanoggend wil ek julle in my hart kom deel, en waar ek dan ook vanoggend later na hierdie gaan preek. Maar voor ek vir ons lees uit die woord uit, kom ons maak ons oë toe, en ons buig in afhanklikheid van God se Gees, om vir elkeen van ons, hier waar ek staan, en waar julle sit, vanoggend te mag aanraak. Here, kom stem ons rustig. Kom maak ons oë en ore oop vir die woord, vir die prediking. Kom maak ons ontvanklik daarvoor. Here, nie net om te hoor nie, maar dat dit werklik waar 'n impak in ons lewens mag hê. Dat ons daders, soos Jakobus sê, van die woord mag word. Dat u vir oom Niels in die kerkraad mag lei, in gees en in waarheid, soos hulle reeds gelei word. Waarvoor ek vir u dankie sê, dat hulle 'n ligpunt is hier in Kempton Park, Here. Dat die woord van hier af, die waarheid van die woord, mag uitgaan, mag voortvloei. Dat u 'n brandende hart in ons harte mag sit, en hulle harte mag plaas, Here, om die woord onverskrokke vorentoe te dra, sodat mense gered kan word, en u kinders mag groei tot geestelike volwassenheid, 'n lewe van gebrokenheid, 'n lewe van genade, 'n lewe van afhanklikheid. U hart in hulle harte mag uitstort, u hart vir hierdie wêreld. Dankie daarvoor. Dankie dat ons u mag vertrou, omdat u getrou is, in Jesus naam. Amen. Johannes 16, ek lees daar vanaf vers 5 tot 15. Nou gaan ek na hom toe, en hierdie is nou natuurlik die gedeelte wat die Here Jesus, dit was Paasnaweek, hier van Johannes 15, 14 af, wat die Here Jesus tyd saam met sy disippels gespandeer het, en natuurlik voor die uitstorting van die Heilige Gees. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en praat van sy Vader, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie, maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom,
sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle na die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle ook so verkondig. Tot sover. Nou, as ons die gedeelte lees, die ou vertaling sê in Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. En as 'n mens na hierdie stuk kyk, dan sê die Here dat die Gees van God sal kom om die wêreld te oortuig van sonde, dat ons sondig is, van geregtigheid, dat ons 'n verlosser nodig het en van God se sonder geregtigheid en die oordeel, en dat ons as gelowiges die oordeel kan vryspring. En dan gaan hy verder in vers 9 en dan sê hy, die wêreld is reeds veroordeel. Die wêreld is reeds skuldig. Vandag vier ons Pinkster Sondag. Die dag wat ons vier waarop die Heilige Gees uitgestort is. Maar as jy nou vir jouself vanoggend mooi sou dink, was die Heilige Gees nie reeds al in die Ou Testament betrokke in die lewe van die gelowiges van Israel nie? In die dag met die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster, het hy nie net gekom vir Israel nie, maar het hy gekom sodat die wêreld die evangelie van Christus kan hoor en gered kan word. Die week wat verby is, het ons as gelowiges Pinkster gevier. En dis 'n gebruik wat nou al vir dekades in die NG Kerk gevier word. En dis ook na aanleiding van dinge wat in herlewingstye in Amerika en in Brittanje gebeur het, en ook na aanleiding wat in Wellington onder destyds wyle Dr. Andrew Murray het die Pinksterdienste ontstaan. Nou weet nie of van julle weet nie, maar Pinkster beteken eintlik 50. Met ander woorde, nadat Christus uit die dood opgestaan het, tot en met sy hemelvaart, het 40 dae verloop. En vanaf sy hemelvaart, tot en met Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, het 10 dae verloop. Daarom het die kerk, die NG Kerk, in die verlede Pinkster vir 10 dae gevier, tot en met vandag Sondag, Pinkster, wat ons die uitstorting van God se Gees vier. Daarom vier ek en jy Pinkster, want die Heilige Gees het gekom. Nie net op 'n besonderse groot manier nie, maar dat die Gees van God in sy kinders kan kom woning maak het. En as jy die boek Handelinge weer gaan lees, want die boek Handelinge beskryf ons die vroeë kerk, wat vir my en vir jou as gelowiges 'n voorbeeld is, staan daar hier teen die einde van die 2de hoofstuk, en daar het meer as 3000 mense daardie dag tot bekering gekom.
Ek dink dit, of nie, ek dink nie, dis die eerste herlewing wat in die kerk van die Here Jesus was, die geskiedenis van die kerk. Die uitstorting in die evangelie en die vervolging het gekom vir die volgende 4 eeue, waarop gelowiges baie wreed vervolg was. Maar ten spyte van die vervolging in die kerk, het die kerk gebloei, het die kerk nie ophou bestaan nie, maar is die kerk vandag nog steeds hier, en veral in vervolgde lande, en ek wil hê julle moet vanoggend hoor, hoekom ek ook van ons vervolgde kerk praat. In die week wat verby was, het ek in die Tricia Pinksterdienste daar in Springs gaan bywoon, waar 5 NG kerke saam 'n Pinksterdiens gehou het in een kerkgebou. Hulle was 'n bietjie meer as wat julle vanoggend hier is in die kerk. Ek dink daar was nie eens meer as 60 of 70 mense wat Pinksterdienste bygewoon het nie. So lees ons ook verder in die boek Handelinge, vers 47, en die Gees van God het daagliks mense by die kerk gevoeg wat gelowig geword het. Ek en jy is deel van 'n kerk wat die afgelope tyd dekades besig is om weg te kwyn. En dan kry 'n mens weer hierdie kerke waar mooi dingetjies gebeur, waar mooi storieetjies vertel word, waar die prosperity gospel verkondig word, en waar daardie kerke uit hulle natebas. Dan dink ek aan die woorde van Paulus toe hy vir Timoteus in die tweede brief geskryf het in hoofstuk 3, vers 4, waar hy vir Timoteus gesê het, en hulle sal vir hulle leraars bymekaar maak, wat hulle ore sal streel, sê die ou vertaling. En dan dink ek ook aan die woorde van die Here Jesus, wat hy gesê het, breed is die pad wat lei na die verderf, die wat daarop ingaan is baie, smal is die pad wat lei na die ewigheid, en die wat dit vind, is min. Dis my baie opvallend, en ons het juis vanoggend voor ons ingekom het in die konsistorie 'n soortgelyke gesprek gehad. Die kerk wat nie vervolg word vir hulle geloof, is besig om weg te kwyn, is besig om al minder te word. Terwyl die kerk wat vir hulle geloof vervolg word, Christene doodgemaak word vir hulle geloof, is besig om te groei. Ek is saam met julle deel van 'n groepie in die NG Kerk, wat hulle losgemaak het van die algemene sinode, omdat 'n kerk hulle begin losmaak het van die waarheid van die woord. 'n Kerk wat afgedwaal het van die waarheid. 'n Kerk wat sê in ons tyd dat daar verskeie interpretasies is van hoe ons God se woord moet verstaan. 'n Kerk wat sê, ons mag nie veroordelend wees nie, maar ons moet net liefde preek. Dan sê ek vanoggend vir jou uit my hart, 'n kerk wat nie meer die liefde van die kruis verstaan nie. Dis hoekom die kerk so geraak het. Handelinge 2:47, ek sê vir julle, lees vir julle wat daar staan in die ou vertaling. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is.
Johannes 16 vers 8, ons geleesde gedeelte, en as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Nou vra ek vanoggend die vraag, as ek Handelinge 2 vers 47 lees, en ek kyk in diepte en ek bestudeer hierdie vers en sê, daar staan, en die Gees het daagliks mense by die kerk gevoeg, wat gered geword het, en ek kyk na ons kerke vandag, en veral ons kerke wat nie vervolg word nie, en ek vra die vraag, is dit die Heilige Gees wat mense in die kerke byvoeg? Of is ons eintlik besig met kerke wat mense by die kerke voeg? Daarom lyk die kerk vandag soos hy vandag lyk, want dis die werk van ons mense se hande. Nou vra my vraag as dominee vir myself, hoekom lyk die kerk vandag so? Hoekom lyk ons NG Kerk so? Ek weet nie wat julle belewenis nie, maar vir my is die kerk besig om uit mekaar uit te val. Is dit nie dalk juis dat God se Gees hom onttrek het van die NG Kerk, omdat die NG Kerk, ek praat nie van hier nie, want ek weet die woord wat oom Niels bring, maar ek praat van die kerk as 'n geheel, het God se Gees hom nie dalk onttrek van die kerk, omdat die kerk nie meer doen wat God in sy woord vir ons sê en leer nie. Het die Heilige Gees hom nie van die kerk onttrek, omdat mense nie meer waarlik tot inkeer en tot bekering kom nie, omdat dit nie meer die werk van die Heilige Gees is nie. Ek het myself die vraag as dominee gevra, watter aandeel het ons dominees in die NG Kerk vir die toestand waarin die kerk haarself bevind? Nie net in die NG Kerk nie, maar wêreldwyd. Hierdie vreemde kerke wat soos paddastoele opkom, waar die waarheid nie meer is nie. Valse kerke noem ek hulle. En ek ag myself nie beter nie. Vals leraars, soos Paulus geskryf het. Nou kan ek dalk vanoggend vra, maar is dit nie dalk tekens van die tye nie, en dit wat Paulus in 2 Timoteus geskryf het, in daardie dae sal hulle vir hulle leraars bymekaar maak, wat vir hulle mooi dinge sal sê. Ons kyk baie, ek weet nie wie van julle krap op YouTube rond, dan kom op hierdie prediker, dan vertel hulle altyd hierdie mooi stories. Mooi dinge. Nie dat dit verkeerd is nie. Nie om te hoor ook daar's mooi dinge nie. Hierdie week, toe ons aan Pinkster sit en ek deel van dies wat die woord hoor, boodskappe wat die ander dominees spreek, en elke aand het daar al minder mense gekom, het ek myself die vraag gevra, hoeveel is gebid vir hierdie Pinksterdienste? Is die woord wat die predikante gebring het, is dit geesvervulde woord? Of is dit 'n woord uit sy eie hart uit? Ek vra myself die vraag, is dit die tye waarin ons leef? Mense gaan kerk toe Sondag na Sondag na Sondag. En tog as ons deur die week kyk,
Hoe lyk ons Afrikaners se lewe of ander mense se lewens wat kerk toe gaan, dan sien ek weinig veranderinge. Ek weet nie wie van julle het al verhale oor ware herlewings gelees. Byvoorbeeld, daar's 'n vrou, Leona Coy, wat 'n boek geskryf het oor Andrew Murray se lewe, die herlewing wat daai tyd in Wellington uitgebreek het, of die herlewing onder Jonathan Edwards of John Wesley. Groot godsmanne. Gaan lees oor daardie dinge, en as ek lees wat daar gebeur het, en ek lees wat in Handelinge gebeur het, dan beleef ek dit wat die Here vir ons in sy woord deur die vroeë kerk vir ons vasgelê het. Tronke het leeg geloop, kerke het vol geword. Mense het hulle ou lewens neergelê daar by die kruis begrawe. Ander mens opgestaan. Mense se verhoudings het reggekom onder mekaar. Daar was eensgesindheid in die kerk. Ek weet nie of julle dit al gelees het in die boek Handelinge, voor die Heilige Gees uitgestort het daar gestaan, en hulle was, die ou vertaling sê, en hulle was eendragtig in gebed. Daar was nie verdeeldheid vir hulle onder hulle gewees nie. Is dit nie ons kerk vandag lyk nie? Ek lees byvoorbeeld in die herlewing in Wallis. Dit was Jonathan Edwards gewees. Ek praat nou onder korreksie. In 'n dorpie waar daar 6000 mense gebly het. En toe God se Gees die dorp kom besoek, was daar 6300 mense wat kon vergader het, wat die Here gesoek het. Daar was nie pamflette nie, daar was nie mense genooi na eredienste toe nie. Dit was bloot God se Gees wat daardie mense in 'n magtige herlewing kom besoek het. Ek wil jou vanoggend vra, het jy die verlange in jou hart dat die Here ons kerk sal draai, of ten minste as ons uit die kerk, dat die Here die kerk, die ware kerk uitmekaar sal haal en sal gebruik om in hierdie wêreld die lig vir die wêreld, die sout vir die aarde sal wees. Ek hou baie van sang. Ek hou baie van die musiek waarna die jonger mense ook luister, en ek weet van julle hou ook daarna, maar ek het my die afgelope tyd gevra, ek weet nie wie van julle het nog die Halleluja boek of ken nog die Halleluja liedere, maar as ek daai woorde lees, dan hoor ek so die woord van God, die evangelie, en ek vra my die afgelope tyd, daar's mooi liedere. Hoeveel van daai liedere het nog woord? Soos die Halleluja liedere wat in herlewingstye gebore is. Is die kruis van die Here Jesus nog in daardie liedere? Ek sê baie vir my vrou, ek hoor woorde uit die Bybel uit. Ek hoor nie die evangelie uit die liedere nie. Ek's nie pessimisties nie. Ek wil eerder hê jy moet vanoggend die Gees van God toelaat om jou hart te ondersoek. Vorige gemeente waar ek was, as ek langer as 15 minute gepreek het mense in opstand gekom. Want die slim mense sê, nie julle nie, ek weet julle sal sit. Maar die slim mense sê, die mense kan nie konsentreer nie. Julle weet, ek verstaan daardie ding nie. Toe ek op universiteit was een periode 50 minute lank. Is dit nie slim mense wat daar gesit nie? Nou verstaan ek nie dat hulle sê,
mense kan nie konsentreer nie. Dis nie die waarheid nie. Mense wil nie meer die woord hoor nie. Is ons as kerk, en ek wil hê jy moet vanoggend hoor wat ek vir jou wil kom sê, is ons nie meer besig om allerhande maniere en metodes te soek om mense in die kerk in te bring nie, om mense na die kerk toe te bring nie. Is dit nie ons menslike pogings teenoor die werking van die Heilige Gees? Gaan soek boeke oor herlewing, as jy boeke oor herlewing gaan kyk, gaan lees die boek Handelinge. Net gou daarby stil te staan, daai 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, was daardie disippels in 'n boorvertrek eendragtig onder mekaar in gebed. Die vroeë kerk het begin deur gebed. Toe het God se Gees hulle op 'n magtige manier kom besoek. Nou daar op een dag meer as 3000 mense tot inkeer gekom het. Is dit nie wat ek en jy moet doen nie? Leonard Ravenhill skryf, het 'n baie kosbare boekie, Why Revival Tarries. Nou skryf hy in sy boekie en toe sê hy, en hy praat met ons as leraars, en ek onthou Willie Marais dieselfde gesê, if you don't spend at least 2 hours a day in prayer, you're not worth a dime, degree or no degree. Alle herlewings het gekom deur gebed, soos die vroeë kerk gebid het. Ek en jy wend pogings aan om die kerk aan die gang te hou. En ek dink eintlik wat in ons dag besig is om te gebeur is, ons metodes is besig om te backfire. Ek het myself die vraag gevra, bid ek nie as predikant te min nie? Is dit nie dalk tyd dat ek myself onder God se soeklig, God se woord moet plaas nie? Sit ons nie dalk nog steeds op ons eie troontjies nie? Vanoggend hoor julle my eie hart, my eie soeke na die werking van God se Gees in en deur my lewe. Dis die vraag wat ek altyd vir myself afvra. Die prediking, die woord wat die Here op my hart gelê het dit 'n impak in mense se lewens. Nie omdat ek preek nie, maar omdat God se Gees in en deur my en ander mense se lewens werk. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie, ek weet nie wat is jou nood nie, ek weet nie wat jou hart nie, maar hy wat in en deur die prediker moet werk met jou hart, daar waar jy sit, aanraak, en dan Sondag as jy hierdie kerkgebou uitstap, kan ek en jy nie dieselfde wees nie, moet ek weet dat die Here het vandag met my gepraat, die Here het 'n afspraak met my gehad. My eie worsteling met die kerk, my frustrasies in die kerk, nie om te veroordeel nie, maar eerder om julle dalk weer op te roep vir Pinkster. Vir jou dalk vanoggend op te roep, of jou te vra, is jy tevrede vanoggend met jou eie lewe? Is dit dalk vir jou genoeg om maar net so voort te ploeter? Dalk het jy so moedeloos geword,
dat jy maar net aanvaar, dat dit wat vandag in die kerk is, dat ons dit maar net aanvaar, en ons los dit maar net so, maar dis die tekens van die tye. Ek sê nie, dit is nie die tekens van die tye nie. Maar is dit vir ons genoeg, dat ons in ons eie poging, in ons eie krag as kerk van die Here Jesus aangaan, terwyl God se Gees wag op sy kerk, om hom toe te laat, om te begin werk onder mense, om vir my en vir jou as instrument te gebruik. So 'n paar jaar gelede het ek 'n telefoniese gesprek gehad, telefoniese gesprek gehad met die moderator van die EG Kerk, die Evangelies Gereformeerde Kerk. Die kerk waarvoor ek ook self baie lief is. En hy het onder andere die ding wat vir my so uitgestaan het in die gesprek wat ek kan onthou, toe sê hy, wat hom baie bekommer is dat mense deesdae moeilik tot inkeer kom. Kinders wat nie meer eintlik kerk toe wil kom nie. Sit ook julle belewenis. Kinders wil eerder, of ouers wil eerder deesdae op 'n Saterdag skole sport. Sport's nie verkeerd nie. Maar sport het so deel van die Afrikaner kultuur geword het, dat ek eintlik wil sê, dis nie meer sport nie, dis 'n afgod in ons lewens geword. Malls toe te gaan. Entertainment. Ek het dit baie gesê. Jong mense soek vandag, nie alle jong mense nie, ek moet dit net by sê. Baie jong mense soek vandag entertainment. Wat kan ek uit die kerk uit kry? Baie mense dink as hulle Bybels in hulle huis het en hulle bid, dat hulle reg is met God. Ek het dit al so dikwels by begrafnisse gesien, ek het nog nooit 'n slegte mens begrawe nie. En tog het so baie mense wat ek hier in die rand begrawe het, selfs ou mense eintlik kerkloos geword, kerklos. Nou vra ek myself as dominee die vraag, het die woord wat ek van die kant sal bring 'n impak in mense se lewens? Is die Heilige Gees tevrede met my as prediker? Is ek tevrede met my eie lewe? Is ek tevrede met die kerk se toestand? Is jy tevrede met jou eie lewe? Of vra jy ook soos ek vanoggend, hoe lyk Pinkster in my en in jou lewe? Hoe lyk Pinkster vandag in die kerk se lewe? Ek en jy kan Handelinge gaan lees, hoe Pinkster in die vroeë kerk gelyk. Dis eintlik soos Johannes vir die 7 gemeentes in Asië geskryf het. Ek dink julle gaan saam my stem en sê die kerk het lou geword. Het ek en jy die Here Jesus so lief, dat ek en jy sy liefde deel vir hierdie verlore gaande wêreld? Wêreld wat besig is om verlore te gaan. Ek praat vanoggend met kinders van die Here. Het jy 'n soeke na Pinkster, die Pinkster van Handelinge, die herlewings, ware herlewings? Het ek en jy 'n begeerte
'n verlange dat God se Gees die kerk met 'n magtige besoek sal besoek. Soos in die tyd van wyle Dr. Andrew Murray. Is dit my en jou hart? Het jy hierdie diepe verlange dat die Here Jesus in en deur jou sal werk? Het jy hierdie diepe verlange in jou hart dat die Here deur jou ander mense se lewens sal omkeer? Nie 'n lewe wat Sondag na Sondag na Sondag dieselfde lyk nie. Het jy ook al begin moeg word vir jou eie lewe, vir hoe jy self 'n instrument in die hande van die Here geword het? Dat die Here dalk gesê het, ek onttrek my van die kerk, omdat sy lou geword het. Is jou hartsverlange om jouself aan die Here oor te gee, sodat jy ander na hom toe kan lei, sodat ek en jy 'n lewe kan lei, dat ander kan sien, nie myself nie, maar kan sien, ek soek wat jy het. Ek het 'n verlange om te hê wat jy het. Hulle sien nie vir jou raak nie, hulle sien die Here Jesus raak. Die Here werk in en deur ons lewens. Sodat ek vanoggend op hierdie Pinkstersondag vir jou wil vra, kind van God. Het jy die Here se hart? Sy hart toe hy aan die kruis gehang het vir 'n verlore gaande wêreld. En dat ek en jy, as ons na die troon van genade toe gaan, dat ons genade kan vind. Dat ons kan sê, Here, hier is ek vanoggend. Ek het gehoor, U het met my gepraat. Wil U nie vir my geloof gee? Wil U nie nog meer en meer my lewe kom verander? As Paulus gesê, hy moet meer word en ons al minder. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Kosbare Here, dankie vir U woord. Dankie vir genade, Here. Ek weet, U het vanoggend met ons almal naspraak gehad. Die woord was vanoggend 'n soeklig my en hulle lewens. Daarom wil ek vanoggend ook saam met hulle kom sê, Here, wil U nie U liefde al meer brandend in ons harte kom maak nie. Hierdie begeerte om meer tyd en woord en gebed met U te maak, om koninkrykswerkers te wees, Here, om hulle te soek. Is dit nie Lukas 19 vers 10 wat sê, U het gekom om te soek en te red wat verlore is. Gebruik ons as U instrumente, Here, om hulle te soek. Om hulle die wonder van die evangelie te bring, die wonder van die verlossing wat U gebring het. Wil U nie vanoggend vir ons weer daardie hart van Pinkster vir ons gee nie. Weer opnuut kom brandend maak. Ek vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade uit. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawes. Ontvang die seën, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen.
Seën vir julle almal.